His Kingdom, saam met my Nadia Olivier en my gas, hoe gaan ek jou nou voorstel? Karno van Heerden van Ratio Christi, 'n brilliant mind, regtig baie intelligent aangaande die lering van Christus, en die Bybel en alles rondom die Christen geloof. Karno, baie welkom, dit is lekker om jou hier te hê. Dat is 'n goeiemôre Nadia, dit is 'n groot voorreg om 'n bietjie weer met jou te gesels. Ek's baie opgewonde. Ja, dis altyd lekker om met jou te connect, want ons gaan lekker diep gaan. En vandag gaan ons almal saam met ons diep in die waters intrek, want ons gaan praat oor die councils. Nou, vir die wat nou nie 100% weet wat ons bedoel as ons dit sê nie. Karno, vertel vir ons, wat, as ons praat oor councils, hoekom is dit ewen relevant? Hoekom praat ons daaroor, waaroor gaan dit? Yes, baie dankie Nadia. Ja, so, as ons praat van councils, of as 'n mens nou, jy weet, in Afrikaans ons sê van 'n konsilie, dink net aan dit in die mees simplistiese terme, net soos 'n baie groot samekoms van die kerk, om by mekaar te kom en besluite te neem. So, hierdie verskynsel is nie noodwendig iets, hoe kan ek sê, vreemd vir ons as Christene nie. Ek bedoel, die heel eerste kerk Concile of Church Council is in die boek van Handelinge. In Handelinge 15, daar was die hele kontroversie rakend die geloof in die evangelie wat nou uitversprei na die nie-Jode toe. Dit was eers na die Jode en nou na die nie-Jode. En toe die vraag opgekom, okay, wat moet ons doen met die nie-Jode? Moet ons hulle eers Jode maak en dan word hulle Christene? Daar was 'n hele groot gesprek en 'n debat daaroor, en toe was die eerste konsilie so te sê geroep in Jerusalem. Jakobus, Jesus se broer, het soos half dis insinieer, hy het dit gelei, want hy het baie spreekbeurte, as jy veral deur Handelinge 15 lees, en hulle toe 'n besluit geneem, nie Jode hoef nie eers Jode te word om Christen te word nie, hulle hoef nie besny te word nie, daar was soos 'n hele lys van goeters wat hulle bespreek het. En so, wat volg in kerkgeskiedenis is nogal 'n patroon wat daar by daai eerste konsilie opgestel is. En so basies konsilies, net om ook 'n misverstand te vermy, want baie mense, is ongelukkig deur populêre kultuur, word dit gesê al die doktrines van Christendom was opgemaak by hierdie konsilies, en hulle het dit net op almal neergedruk en geforseer en al die ander goed gebeur. Konsilies was nie geroep tensy daar 'n huge probleem was nie. As daar nie issues was daar nie nood vir 'n groot by mekaar koms. Dink aan jou plaaslike gemeente, daar's nie nood vir 'n groot kerkvergadering en om soos dringend iets aan te pak, as daar nie iets is wat daai vergadering in die eerste plek dryf om dit te roep nie. So, okay, ek wil net op hierdie noot nou sê, so, wat jy sê is, die oortuigings van die kerk, of aka doctrines van die kerk, is nie deur die councils voorgelê nie. Dit het, die doctrines van die kerk het ontstaan uit die lering van eerste Jesus en toe die apostels. Die councils het gebeur om juis daai lerings te beskerm teen goed wat gebeur in die kultuur. Ja, okay. Nee, die ding is, die hoofdoel van daai konsilies was hoofsaaklik om die leer onder andere duideliker te maak, want daar's allerhande gesprekke en vertwistings en goed, so ek sê, okay, kom ons maak dit net super duidelik, en hulle belyn hulle self met leer wat voor hulle gekom het. So, dis die patroon wat ons gewoonlik sien met die groot konsilies wat deur die geskiedenis van die kerk gebeur. So byvoorbeeld die een wat die mees bekendste is, daar's soos ek sê verskeie kerkkonsilies, is regtig cool om dit te gaan opsoek. Maar die grootste een na die een in die Bybel van Jerusalem is omtrent 300 jaar later met die konsilie van Nicea. Nou, daar was voor dit in die eerste 300 jaar wat ons sê plaaslike konsilies, so daar was distrikte of provinsies en goed, en hulle het plaaslik by mekaar gekom en plaaslik goed uitgesort. Maar daar het 'n krisis in die 4de eeu opgekom wat mense geforseer het, en almal is soos, okay, ons moet wat ons noem 'n ekumeniese konsilie soos by mekaar roep. En dis waar soos net leierskap reg oor die Christelike wêreld toe by mekaar gekom het. Ja. Okay, so ek wil nou net jou volg, nee.
In Acts Handelinge 15 het ons die eerste konsilie, dis so 'n groot woord in Afrikaans, rondom die Gentiles wat Christene word, wat uit die Joodse nasie uitkom Christendom, maar nee. So daar's die tension tussen dis die tensions tussen die Gentiles en die Jews. Ja. Okay. So dis die eerste, so in hierdie council was die apostels betrokke. Ja. So die apostels sterf almal van hulle. Nee. Dan het jy nou die elders en die kerke wat gevorm was as gevolg van die apostels wat uitgegaan het en die evangelie. So wie is dan nou as ons soos hierdie early church fathers, wie was hulle was by die councils? Hoekom? Soos ek weet jy praat nou van die Council of Nicaea, maar tussen die apostels se eerste council en die Council of Nicaea was daar wat jy gesê ook 'n paar. Maar wie was hierdie ouens? Ja, nee, soos byvoorbeeld baie van hierdie konsilies wat tussen hierdie twee gebeur het, is nou meer kleiner, hulle is dalk meer plaaslik. Daar sal byvoorbeeld gesprekke opkom onder Christelike groepe. Van die onderwerpe was soos minder belangrik, van dit was nogal ernstig. En so dit afhangend nou van hoe erg dit was en die skaal van dit sou die goed beroep word. Maar die ouens wat by hierdie konsilies bymekaar kom, soos byvoorbeeld, kom ons vat die kontroversie wat in Noord-Afrika gebeur het. Hulle noem dit die donatistiese kontroversie. Dis nou net so groot speak, dis die donatiste. Daar was massive vervolging in reg oor die Romeinse Ryk. Dit was regtig rof geweest. En op 'n punt toe hou die vervolging op en toe begin die kontroversie. Daar was mense wat baie soos gelei het, soos hulle het regtig swaar gekry. Hulle het hulle families, hulle huis als verloor, maar hulle het aangehou glo in Christene en hulle het Christus nie opgegee nie. Maar daar was 'n groep mense, hulle het deur die vervolging, hulle het ingegee en hulle het so te sê hulle geloof opgegee, maar hulle het baie sleg gevoel en hulle wou bekeer en terugkom na die kerk toe. En so nou toe daar 'n spark van konflik opgekom in die sin van gaan ons die mense teruglaat of nie, want soos ek bedoel, jy het een ou wat volhard het en hy het pretty much amper alles verloor. Nou is hierdie ander ou wat hy het ingegee, maar hy het sy familie bou en maar nou hy bekeer en hy voel sleg, nou kom hy net terug. So ek sê, baie van hierdie konflikte en goed klink baie bekend nog goed wat ons vandag nog mee deel. Maar so die vroeë kerk is nie net hierdie angelic vision, hulle is mense net soos ons. Maar die ding is toe, een van die kontroversieë veroorsaak, toe was daar 'n plaaslike konsilie en samekoms in Noord-Afrika, soos die leierskap van verskeie gemeentes reg oor Noord-Afrika, en hulle het konsultasie van bekende leiers, biskoppe, sal ons so sê, van ander distrikte, veral daar op in die Antiochië in daai area waar van die ou kerke geplant is, net vir 'n bietjie advies. Hoe moet ons hierdie issue hanteer, want dit is besig om 'n tipe van 'n massiewe konflik te veroorsaak en ons leiers wat bietjie geskeer is daaroor. Van hulle sê nee, ons moet nie die mense teruglaat nie, hulle het hulle besluit gemaak, hulle moenie nagmaal deelneem nie en goed soos dit, en ons al van die mense wat sê nee, daar's 'n mate van genade, daar's ouens wat posisies gehou het, soos hulle moet 'n tyd van beproewing deurgaan, maar hulle is nog steeds welkom. So hierdie tipe goed was beroep om juis konflik te hanteer wat binne in die kerk plaasgevind het. Want wat daar plaasvind is ook maar net wat 'n mens op 'n klein skaal in jou eie gemeente toepas. As daar kontroversies in 'n gemeente en mense het konflik met mekaar, mense bots koppe en daar in die konflik spil oor na die hele gemeente. Die ouderlinge van die gemeente moet dan 'n vergadering roep om uit te figure hoe gaan ons hierdie issue uitsort. So dis soos daai, maar ek dink net extrapolate na 'n baie groter skaal. 'n collective. So jou gemeente se issues is binne die gemeente, maar 'n council is wanneer dit die groter liggaam raak dan die kerk, die groot koppe van die kerk saamgeroep
om besluite te maak. Okay, goed. Ja. So nou is ons by die Council of Nicaea. Wat het daar gebeur? Hoekom is hy geroep? Ja. So die Council of Nicaea, snaaks genoeg ook, ja, vir almal wat luister, hierdie jaar is die 1700ste soos anniversary van die Konsilie van Nicaea. Hy was op Mei, die 20ste Mei het dit plaasgevind. So ons is 1700 jaar nadat wat dit gebeur het. En die invloed is nog steeds daar vir ons vandag. So maar wat by Nicaea gebeur het, Nicaea is 'n voorbeeld van die konflik wat net begin eskaleer het en toe net 'n issue veroorsaak het wat regtig grootskaalse hulp gevra het om dit uit te sort. Maar dit het eers begin in die kerk van Alexandria. So Alexandria, die hoofkerk in die stad Alexandria self is een van, hoe ons sê, die groot 5. Dit was die groot 5 antieke kerke in die vroeë kerk, waar die ander 2 is in Jerusalem, Antiochië, en dan is daar een wat in Efese was, maar toe geskuif het na Konstantinopel toe later, en die laaste een is Rome. So hierdie was die 5 sentrums van die Christelike wêreld vir baie lank, vir honderde jare. En Alexandria was ook wel bekend, daar was baie goeie opleiding daar, baie ouens het daar gegaan vir opleiding. Dit was 'n plek van fenominale, soos ek sê, onderrig, en die kerk was baie sterk daar. Dit het 'n tradisie om wat terugtrek dat na Markus toe, waar Markus die evangelis betrokke was met die stigting van die kerk en Alexandria volgens sekere kerkvaders. So dit is 'n gemeente wat baie invloed dra. Nou wat hier gebeur het, daar's 'n konteks, daar was allerhande vir honderde jare heen en weer debatte en gesprekke, want daar was baie groepe wat opgekom het wat valshede geleer het, veral oor die drie-eenheid, veral oor, ja, soos ek sê, 'n klomp goeters. En soos ek sê, van hierdie ouens was ook in Alexandria. En die kerk het nogal met hulle geworstel en so. Maar daar was een ou, Arius, hy was 'n, kon sê, 'n presbyter of 'n ouderling, of jy weet, dalk 'n analogie na 'n priester, in die Alexandria kerk, en hy was beïnvloed deur die werke van sekere denkers. Daar was die een ou, ek kan nou nie sy naam nou mooi onthou nie, maar hy het bekommer oor 'n sekere valse leer in die kerk wat die persone van die drie-eenheid wegneem en die persone van die drie-eenheid collapse. Dan is daar net een persoon, een God. So dan is daar nie 'n drie-eenheid nie. En so in sy bekommernis om hierdie valse leer teen te kant, het hy die denke gevat van sy mentors en van die terminologie in sy area. Hy het toe 'n alternatief begin probeer voorstel wat hierdie valse leer teenkant, maar min wetend dat hy het net nog 'n valse leer veroorsaak, waar hy in sy pleit om die enkelvoudigheid van God te beskerm, die feit daar's net een God, maar die ding is soos, ons wil nie die persone verloor of wat ook al nie, maar sê, okay, wel, daar's nou God die Vader, maar Jesus, daar was 'n tyd toe Jesus nie was nie, die seun van die drie-eenheid, daar was 'n tyd toe hy nie was nie, so hy sê, die seun was geskape. En hy was die eerste Jehovah's Witness. Ja, die ding is, snaaks genoeg, die Jehovah's Witnesses vandag glo nog steeds hierdie, hulle weet nie eers van Arius en Arianism nie, maar Arianism is iets wat tot vandag toe verskyn in groepe soos Jehovah Getuies, maar dis die hele siening dat Jesus is, die tweede persoon, die seun is geskape, is nie is hierdie Arianism gekoppel aan die Arianism van wit vel en blou oë? Nee, daai is heeltemal anders. Arianism in hierdie geval is in die naam van Arius. So Arius Arianism, ja. En so ja, soos 'n mens sien dit gewoonlik met baie valse leer. Selde is dit net soos 'n ou soos evil mustache, ek gaan nou die kerk, jy weet, vernietig of wat ook al in hierdie valse goed versprei. Dis mense wat gewoonlik met goeie intensies kom. Ons weet goeie intensies is nie genoeg nie. Jy moet waarheid ook hê, en ten spyte van Arius se goeie intensies en wat hy regtig gedink het wat goed was, het hy 'n groter probleem veroorsaak. En dit was nie net hy alleen nie, hy het 'n klomp ouens in die kerk, diakens, ander
ouderlinge tot op mate was daar biskoppe in die provinsie van Alexandria, die groter gebied wat soos na hom geluister het en gedink het hy het 'n punt beet, maar toe was daar 'n ou biskop Alexander van Alexandria. Hy het gesien hierdie was 'n issue, toe sê hy soos okay, wag nee, ons gaan nou oor hierdie ouens, ek gaan hulle inroep, ons gaan teen hulle iets soos ons moet iets sê, want hulle was eers onder die tug geplaas, maar hulle wou nie luister nie. En toe weer eens uit soveel gesprekke met hulle gehad, heen en weer uit die Bybel geargumenteer, hulle wou nog steeds nie luister nie. Toe op 'n punt, toe moes hy 'n brief skryf wat hy onder al die kerke in Noord-Afrika gesirkuleer het, dat hierdie ouens, en hy noem hulle almal op naam, dat hulle wil nie luister nie, hulle het gesprekke met hulle gehad, het debatte met gemaak, hulle is offisieel geëxcommunikeer uit die kerk van Alexandria uit. En maar Arius hulle het nie gestop nie. Hulle het aangehou en die ding is die invloed van Arius en sy denke het regtig so erg begin versprei dat ja, biskoppe en kerkleiers van ander dele in die Christelike jy weet ja, waar Christendom versprei het in die Romeinse Ryk het begin agterkom en hoor daar's issues in Alexandria. Dit het so erg begin word dat die Romeinse keiser Constantijn, dit het sy aandag ook gevang en hy was net soos wat gaan hier aan? Verstaan, iets is besig om hier plaas te vind, iets is besig om te gebeur. En ja, dit het 'n groot skeuring in die Christelike kerk veroorsaak dat Arius se denke versprei toe. In 'n samewerking met die biskoppe wat nou ook nou in die area van die Romeinse keiser is en verskeie kerkleiers, daar was 'n samewerking. Constantijn, hy was by die konsilie van Nicea, maar hy was soos die sponsor. Hy het gesê, ons kies Nicea, ek sal die goed betaal, julle kom net by mekaar en asseblief sort hierdie net uit. Want kyk, die ou het nou net uit 'n burgeroorlog gekom en hy wil nie nog issues hê nie. Ja. en hy bank persoonlik daarop dat Christendom sal 'n goeie geloof wees vir die Romeinse Ryk om aan te neem. Jy weet, baie mense praat oor Constantijn of hy 'n Christen was of nie, maar hy was definitief 'n polities savvy. Hy kon sien dit sal goed wees dat daar 'n eenvormige ideologie is in die Ryk. En so hy het 'n insentief gehad dat die Christene hulle goed uitsort. Toe is Nicea geroep en na 300 biskoppe, nie eers al die biskoppe wat genooi was kon kom nie, maar daar was 'n aantal 300 biskoppe, meestal uit die ooste van die Romeinse Ryk wat saamgekom het by Nicea en toe op 'n baie groot skaal, toe het hulle die debatte en die gesprekke met Arius en sy ouens gehad en toe so Arius hulle het ook gegaan. Ja, Arius was ook daar, ja. Ja, so hulle het gegaan en hulle het hulle posisie gaan verteenwoordig. En toe was daar ouens soos biskop Alexander, maar ook sy disipel en wat 'n baie bekende kerkvader sou word, veral met Nicea en veral sy stryd om Jesus se godheid te verdedig is Athanasius. Want Athanasius was 'n diaken in die kerk waar Arius ook hierdie goed veroorsaak het, maar ja, so dit is soos hier moet 'n movie gemaak word oor hierdie, want dit is soos die verhoudings en die goed wat plaasgevind het en dis net fenomenaal. Maar so by Nicea en soos ek sê, daar's baie mite en misverstand rondom Nicea. Mense het net gedink Constantijn wou sy eie weergawe van Christendom op almal uitdruk en hulle het hierdie boeke verbrand, bla bla bla. Dis die Da Vinci Code nonsens. Ek jammer, dit is nonsens, is nie waar nie. Nicea en die goed wat hulle bespreek het is openlik beskikbaar vir mense om te gaan soek. Hulle het oor 'n klomp ander staf gepraat, maar die hoofding was hierdie om soos Arius se kettery teen te staan, want hy het iets begin versprei wat dis 'n valse siening van Jesus. En is nie net van okay, dis een of ander doctrine spesifiek, agree to disagree nie. Daar was implikasies, as Jesus nie God is nie, kan hy ons nie red nie. Athanasius, en hy het soveel werk teen die Ariane geskryf, hy noem die gevolge van Arianisme, Arianism. Ons kan nie gered word nie. Hoe kan 'n skepsel hierdie las dra om ons te kan justify vir ons sondes? Hulle het hierdie goed deurgedink. Hulle was nie stupid nie. Hulle kon sien die effek wat dit gaan hê op die alledaagse lewe van die Christen en dis hoekom hulle so ernstig was om dit teen te staan.
En toe op die einde by Nicea, hulle het hulle gesprek heen en weer gehad, daar was ouens wat geargue het, Jesus is nie van dieselfde essence as God nie, so dit is die Arian position. Hulle het gepraat van homoousios, die in die Griek not of the same. Dan is daar die term wat Alexander en Athanasius se groep voorgesit het, homoousios, wat in die Grieks beteken direk presies van dieselfde. Want dit beteken Jesus is God ten volle 100%. Hy is nie net 'n deel nie, hy is nie net geskep nie, soos hy is God. En soos ek sê, hulle het deur Bybelse argumente gegaan, hulle het die beste van die filosofie van hulle tyd voortgebring, die teologiese denke, wysheid, die tradisie van die kerk, in die sin van, wat het die kerk die afgelope 200 jaar geglo ook. Want Athanasius maak verwysing na ouens wat lank, 100 jare terug voor Nicea plaasgevind het, bestaan het, wat geglo het, Jesus is God. Dis nie Athanasius, Arius se denke is iets niets. Dis nie iets wat die kerk geglo het van die begin af nie. So hulle het net dit is so fascinerend om te bestudeer, maar dit was verskriklik deeglik geweest. En ja, so opsommend die gevolg was dat Athanasius hulle se groep het hulle saak voorgesit en die biskoppe het met mekaar vir dae aan een gesprek en goed gehad, maar die definisie van homoousios was aangeneem. Nie is 'n nuwe ontwikkeling in Christelike doktrine nie, maar is 'n term wat help om hierdie doktrine wat al vir 300 jaar geglo is, net super duidelik te maak, sodat daar nooit weer misverstand rondom hierdie sal kom nie. En nadat hulle dit gedoen het, ja, toe was Arius en sy ouens finaal geëxcommunikeer, ja. Okay. Maar het hulle opgehou met hulle lering toe hulle nee, hulle het nie. Hier's wat interessant raak, want op 'n punt Alexander het toe hy nou gesterf het, hy was redelik oud gewees toe al hierdie plaasvind het, toe hierdie mense vir Athanasius gesoek. So Athanasius het biskop geword. Hy wou nie baie graag biskop word nie. Hy was baie, as die storie, hy wil wegkruip en maar die mense chant in die strate, ons soek vir Athanasius, hulle wil hom hê as hulle biskop, en toe het hy in die voete van sy mentor ingetree. Hy was 'n wonderlike leier vir die kerk van Alexandria, en sy hele lewe lank het hy, wat by Nicea bespreek was, in Jesus se godheid verdedig. Maar die Ariane, hulle het nie opgehou nie, hulle was excommunikeer, en hulle het gegaan na die biskop van Rome toe, wat ook 'n baie invloedryke leier was, is een van die 5 sentrums. Sy sê, okay nee, maar hierdie konsilie was nie fair nie, ons moet dalk nog 'n konsilie roep, want hierdie was so, en letterlik, ek dink sy naam is Julian gewees, biskop of Julianus, maar die biskop van Rome het gesê, daar was 'n konsilie geroep, wat ons nie gesien het sedert die begin van die kerk nie. Daar was leiers regoor, hierdie was 'n massiewe konsilie, en nou hou julle nog steeds aan. Nee, ek gaan nie julle ondersteun nie, julle moet by die definisie hou of nie, julle is besig om nou regtig, soos, ja, dit raak nou, dit al klaar uit hand geruk, nou het julle die audacity, so te sê, om my te kom vra vir nog 'n konsilie, om hierdie konsilie teen te kant. Nee, ons gaan nie dit doen nie. En Athanasius snaaks genoeg het daai korrespondensie in sy geskrifte, het hy van daai briewe waar die biskop van Rome dit vir die Arianers sê. Maar weer eens, hulle het nog steeds nie gestop nie, want wat toe gebeur het, die Arianers het politiese invloed begin kry. So Constantijn het gekom en gaan, maar een van sy seuns, Constantius, was beïnvloed deur die Ariane. Nou, hier is waar hulle politieke mag begin gebruik om die ortodokse posisie, so te sê, teen te kant. Athanasius byvoorbeeld was in sy leeftyd, ek dink meer as 5 keer in ballingskap gestuur. En hy het elke keer teruggekom. Soos hy soos nee, ek gaan nie opgee nie. Ons het hierdie was besluit, hierdie is vir die kerk teach, soos wat die Bybel sê, nee, wel ons moet weer iets hou, en ja, hierdie was nie reg nie. As jy nie luister nie, dan gaan ons jou uitstuur en mag nooit weer terugkom nie. En sê fine, doen dit. En dit so 'n geval het soos 5 keer gebeur. Hy het teruggekom, hulle doen dit weer, hulle het nie van hom gehou nie. Maar dis daai hele gesegde, en dis wat ek nogal van nou met Athanasius is, in Latyns is Athanasius contra mundum, wat beteken Athanasius against the world. Want hy het net nie opgegee nie. Want ten spyte van hierdie konsilie en goed, die politieke druk,
het nog steeds plaasgevind. Hulle wou nog steeds hierdie valse leer net druk en mense forceer. Hulle het politiese shifts in goed gemaak, maar weer eens ook om daai storie te hoor, dis kom ek sê die drama en die goed rondom dit moet soos 'n movie wees, want ja, maar die kerk het volhou en Arianisme het nie op die ou ende toe uitgewen nie, dank die Here, ja. Ja, ek het soveel gedagtes wat deur my kop reis. Nommer 1 is, hoe sal ons wêreld nie net gelyk het vandag as die kerk net gehou het by die dissipline van die kerk nie. Die rol van die kerk om vals lering te identifiseer. Ons kerk sou soos 'n lewendig en gesond gewees het, nie in die toestand waarin dit vandag is nie. Dis een ding, so ek dink dit lê net klem op my en jou en elkeen wat hier luister se verantwoordelikheid om die waarheid te ken en te verklaar unapologetically. Okay, goed, dis die een gedagte wat ek dink. Die ander gedagte, ek het nou so baie gehad. Die ander ding wat ek nou gewonder het, so by die Council of Nicaea, het hulle by die Council of Nicaea gesê, hoor hierso, hierdie is hoe die kom ek wag, backtrack net gou. By die Council of Nicaea, was dit 'n Catholic ding? Is dit as ons daaraan dink, moet ons dink, ja, maar dis Catholic. Of hoe, okay? Want ons praat van soos die early church was mos maar eintlik hoofsaaklik Catholic en hoe kan ons as protestante Christene kyk na die Council of Nicaea as relevant tot ons vandag? En dit link my met my ander vraag is, het hulle besluit watse boeke kom in die Bybel, wat ja, het hulle die Bybel aan mekaar gesit soos ons hom het vandag? Okay, ja, dit is twee baie goeie vrae. Ek sal sê met die eerste een, ek dink dis 'n fout om te concede dat, okay, dit was Catholic, want op die einde, jy kyk na die drie groot belydenisse van die kerk, vroeë kerk, die Apostels Creed, die Nicene Creed, want daar was 'n creed wat ook Nicea toe neergeskryf was en gesirkuleer is, en dan die Athanasian Creed. So in hierdie three creeds, is daar, praat dit van die Holy Apostolic en Catholic Church. Nou wat bedoel is met Catholic is niks anders as universal nie. Catholic beteken universal. So, om net om die terminologie eers te definieer en duidelik te maak, is belangrik dat ons nie dit misconstrue nie. Nou, in die lig van die definisie en met betrekking tot jou vraag en hoe jy Catholic daarna verwys het, in die sin van Roman Catholic, ek sal nie sê dat die eerste, jy weet 300, 600, wat ook al honderde jare, is net Roman Catholic nie. Ek dink dit is 'n groot fout wat protestante maak. Ons is deel van die Catholic Universal Kerk. Die gesprekke nou met AKA die liggaam. 'n ander manier om dit te sê. Die liggaam. Ja, Big C Catholic, ja, in die sin van soos Catholic Universal. Ons is deel van die liggaam van die kerk wat universally bestaan het sedert die begin van Christus en sy bediening in die apostels ensovoorts. En so ek dink is ongelukkig misverstand rondom kerkgeskiedenis en goed as protestante om dit te concede. Ons moet nie dit concede aan die Eastern Orthodox of aan die Roman Catholics nie. Ek bedoel, daai geskiedenis is net soveel ons eie soos wat dit hulle sin is. En nou en dis hoekom ek sal sê ons is deel van daai Universal Catholic Kerk. Nou en ek sal ook sê ten spyte van, jy weet, daar's Eastern Orthodox en Roman Catholics wat sê kyk hoe die vroeë kerk gefunksioneer, ons is die continuasie van die vroeë kerk. Die vroeë kerk, daar is baie mense het 'n oorromantiese view en hierdie idealistiese view. Kyk, die vroeë kerk daar's baie verskille met sekere plekke soos wat dit vandag is, en dit tel vir al drie groot tradisies, protestantisme met sy al die tradisies daaronder, Eastern Orthodoxy en Roman Catholicism. Dat daar gesprekke en goed is wat die kerkvaders in die vroeë kerk geglo het, waar al drie van hierdie tradisies trek daarvan af. Ek bedoel, die protestante reformatie, baie van die reformers, hulle het soveel na die konsilies en na die kerkvaders toe verwys in hulle argumente met die Romeinse kerk. En so, hulle het geglo, hulle was deel van hierdie
continuasie. Hulle wou sê ons wil terug na die apostoliese en die vroeë kerk toe gaan. En so hulle het nie net skrif gebruik nie, hulle het die kerkgeskiedenis van die vroeë kerk ook gebruik. Nou, hoekom sal hulle dit gebruik as dit net predominantly net 'n Roman Catholic ding was? Dit wys vir ons history is bietjie meer kompleks in daai sin. Ek bedoel Martin Luther en die Lutherans initially, Lutheran is nie 'n designation wat hulle self aanvaar het nie, dit was vir hulle gegee. Hulle het hulle self aan die begin beskou as evangelical Catholics. Die gereformeerde ouens, hulle het hulle self beskou as reformational Catholic. Dis die goed wat hulle self genoem het, want hulle is Catholic, deel van 'n universal kerk en die kerk wat teruggaan van die begin af. Dis nie 'n afstigting of enige iets niets nie. Ons skakel in daai leeflyn in, maar ons is anders as die Romeinse kerk, want soos ek sê, daai gesprek in homself in die reformatie is 'n baie langer gesprek, maar ja, ek wil maar net dit sê rakend jou eerste vraag, en ek wil net ook hierdie regtig sê vir enigiemand wat luister, moenie bang wees vir kerkgeskiedenis nie, veral ook nie die geskiedenis van die vroeë kerk nie. Ja, ek kan jou nou sê, as jy van daai goed begin lees, dis baie anders as wat ons dinge doen vandag. Daar's dinge wat weird lyk, daar's dinge wat so mooi is, daar's dinge wat soos, wow, ek het nog nooit daaraan gedink nie, verstaan, en dis goed om so uitgedaag te word. En dan sê jy sien, ons kerkvaders wat awesome goed sê in sound theology, dan sal ou wat iets sê en sê, man, dat is weird. Is dit soos, van waar kom dit? So, hulle is mense net soos ons, dis die ding. Maar die punt van die saak is, hulle ontstaan op die skouers van hulle wysheid en hulle leer, en ek dink, om hulle te bestudeer en van hulle wysheid te mine, ons sal baie van die issues wat ons vandag het, baie beter kan teenkant, as ons net onthou van waar ons kom. Soos, vir enigiemand, daar's 'n vroeë catechism, die Didache, dis een van die vroegste Christian catechisms wat ons het. Jy begins en lees dit, jy kan dit vinnig deurlees, dis nie so lankie. Daar's briewe van Polycarp, wat hy was 'n disipel van Johannes. Ja, mooi. Dis baie mooi. Ja. Sy brief aan die Filippense is baie mooi. Jy het Clement van Rome wat skryf aan Korintiërs. En dan dis soos 'n opvolg van Paulus se briewe aan die Korintiërs om te sien hoe dit gaan met daai gemeente. Soos daar's soveel ryk goeters om daar te gaan soek. So moenie bang wees om dit op te gaan lees en goed nie. Jy sal geskok wees en bemoedig wees deur wat jy sal vind, ja. En okay, so my tweede vraag was, het die Council of Nicaea die boeke in die Bybel gekies? Nee. Ja, die ding is, nee, hy het nie. Kyk, daar was soos gesprekke oor staf en, jy weet, veral hoe die Ariane hulle posisie voortgesit het. Hulle het gequote uit die skrif uit, hulle het sekere tekste aanhaal, tekste wat die Jehovah's Witnesses tot vandag toe gebruik. En in plaas van my wheel te reinvent, ek sal sê, as jy die Athanasius hulle se teenskriftelike argumente lees, dan sien jy wel, jy weet, niks is niets onder die son nie. Maar het die Council of Nicaea enigstens gekyk na wag, kom ek vra so, die Council of Nicaea was wat se jaar? 325. AD, né? Na Christus. Ja, AD, ja. Okay. Okay. So in daai tyd het al die boeke van die Nuwe Testament al bestaan, soos ons dit vandag ken. Okay, so al die manuscripts was nou nie almal nie, maar manuscripts was al gevind en bevestig, en ook soos ander gospels was ook gevind wat tye jare na Jesus geleef het, was mense agnostic gospels geskryf en whatever. So daai goed is toe ook al gevind. So klomp gospels sirkuleer saam met klomp vals lering in daai tyd. Nou kom die kerk bymekaar. Ek vra nou, ek skep nou 'n situasie. Ek weet nie of ek onderskat is nie, ek het 'n idee. Maar so hulle kom bymekaar en sê okay, hierdie is die lering. Geskiedkundig is dit die geloofsbelydenisse van die kerk van Jesus Christus. Dis wat ons glo. En daarom, omdat ons weet wat ons glo, kan ons identifiseer wat ons nie glo nie. So in 'n tyd waar daar soveel heresy is, sê hulle, hierdie is wat ons glo ouens en niks anders nie. En hoekom ons hierdie glo is tussen hierdie manuscripts, of het hulle enigstens gekyk na die boeke van die Bybel? En hoe het ons die Bybel dan nou gekry hoe hy lyk vandag? Wie het gesê, hierdie boeke moet in die Bybel wees? Ja, so ek sal sê, want die gesprek rondom die formasie van die Bybelse kanon,
met van die goed wat dis 'n onderwerp wat ek nou onlangs baie meer inlees en ek wil veral die vroeë kerk se verstaan daarvan uitcheck en soos ek wil verstaan wat het hulle gedink hieroor. En ek kan vir jou nou sê dit raak baie kompleks. Ek sal verseker ek sal love om 'n opvolgsessie te hê daaroor want ek dink ek sal alsnog kan dek in my antwoord nie. Maar die ding is byvoorbeeld Athanasius teen sy tyd soos die boeke van die Bybel ek dink dis al solid. In die sin van jy kyk na hulle noem dit sy festal letter. So hy het baie briewe gesirkuleer ook aan mense en goed soos dit. En ek dink, ek moet nou net seker maak wat se nommerbrief dit is. Ek dink is brief 39. Ek sal net weer gaan seker maak, moenie my kwyt op hierdie nie, maar hy noem 'n lys van boeke. Dan noem hy die boeke van die Ou Testament en die boeke van die Nuwe Testament. En soos ek sê, dis baie soos wat ons dit vandag het. En is nie net hy nie, daar's ander kerkvaders voor hom. Hulle noem die boeke, daar's wat ons noem kanonlyste. So mense wat die lyste van die boeke en die goed soos dit voortsit. En soos ek sê, dit raak nogal interessant. Soos ek ten minste vir die Nuwe Testament weet ek verseker daar was eenvormigheid van baie vroeg al. Want onthou dis 'n samekoms van verskeie boeke. Die Bybel is 'n biblioteek, nie 'n boek nie actually, maar is meer 'n biblioteek. En die ding wat jy genoem het oor die Gnostic Gospels. Hierdie is iets wat al in die 2de eeu 'n issue geword het. Daar's 'n kerkvader Irenaeus of Lyon, hy was in Frankryk. 'n Kerkvader wat baie lief was vir die Bybel. Ek sal enigiemand aanmoedig om sy goed te lees as hy gee ons baie beginsels wat ons vandag nog toepas. Maar hy het met baie van hierdie Gnostic ouens geargumenteer. Dan noem hy soos byvoorbeeld hulle sê, wel, ons het hierdie geheime kennis wat deur oral tradition gekom het en dan argumenteer hy soos waar kry julle dit? Verstaan? En hy soos nee, maar ons het die boeke, die Bybel wat duidelik hy quote skrif die hele tyd. So even in sy tyd, dis soos dis 2de eeu, dis soos 100 jaar, minder as 100 jaar moontlik na die apostels. Ek bedoel Polycarpus was sy mentor en Johannes die apostel was Polycarpus se mentor. Dis 2 generasies van 'n apostel af. Johannes wat so hier rondom 90 AD gesterf het. So hierdie is vrek vroeg en so waar hy begin praat soos nee, hierdie ons quote uit die skrif uit, ons verwys na hierdie teks, daai teks, dit maak nie sin nie. In sy refutation van die Gnostics gaan hy heen en weer en hoe hy praat van die Bybel is belangrik en teen daai tyd, ek sê nie ons het smack dab, alles is perfek en wat ook al nie, ek sal verseker nie dit sê nie, want daar's baie komplekse goed wat ook hier gaan inkom, maar daai ding van die Gnostic Gospels, die kerk kon recognize, kon besef wat valse geskrifte was en nie. Byvoorbeeld met die Gnostic Gospels, Irenaeus in sy gesprek, hy noem van hierdie goeters, en dan soos die Gospel of Peter en die Gospel of Thomas. Nou, uitstekende werk oor hierdie is die werk deur Dr. Michael Kruger. Hy het boeke geskryf oor die kanon. Ek sal enigiemand aanraai om sy boeke te gaan uitcheck. Ek dink jy kry hulle by Augustine Boekroom. So, maar vra net vir hulle Dr. Kruger, canon on the canon. En wat Dr. Kruger waarneem in sy werk, en ons 'n paar ander ouens wat 'n mens ook nog kan kyk, maar hy's 'n goeie plek om te begin. Maar wat 'n waarneming is, die vroeë kerk het eintlik soos kriteria gehad hoe hulle hierdie goed teengekant het. So dit is nommer 1 is dit apostolies. So is dit geskakel met 'n apostel. Dis hoekom hierdie Gnostic Gospels het hulle name verbind met apostels. Dis hoekom is die Gospel of Peter of the Acts of so of the Gospel of Mary. Hulle vat 'n apostoliese figuur of iemand wat Jesus direk geken het. Sien is authoritative, dit kom van hierdie persoon af. Maar as apostolic authority die eerste een was, die enigste een was, maar daar was 'n klomp ander goed ook wat saam met dit moet saamkom. So dit was nie die eerste kriteria. Die tweede een is, het hierdie gesirkuleer in die liturgie van die kerk, want wat hulle gedoen het, hulle in die liturgie en die beoefening van worship binne die vroeë kerk, hulle lees die skrifte, die briewe is word gesirkuleer, gekopieer, en dan lees hulle deur hulle liturgie, ons lees die boeke in publieke dienste. Dis wat hulle gedoen het, en so, hierdie boeke, as hulle nie gesirkuleer het in die liturgie van die kerk nie, soos dis weird, want in daai tyd was baie van die boeke al
gesirkuleer. En die kerk was al gevorm op dat. Ja, en soos waar het kom hierdie nou vandaan? Ja. Ja. So die ander ding is so dis soos of te sê liturgy of the church, dis is wider acceptance, maar ook dis dit kom laat want die eerste mention hiervan is in die 2de eeu. Soos van die 2de eeuse kerkvaders noem, dis die eerste keer wat ons van hierdie goed hoor en ons die kerk sal aan die gang vir amper oor 100 jaar en nou hoor ons eers van hierdie goeters. So dis ook nie vroeg nie, dis te laat. So is nie in die liturgie nie. Dis nie widely accepted nie. Dis laat. En die laaste ding, orthodoxy. Ek sal vir enigiemand of ek sal enigiemand uitdaag. Gaan lees daai Gnostic Gospels. Jy kan van hulle gaan opsoek en gaan lees. En baie ouens en skeptics sê vir my, ja, maar eers wat jy glo voordat jy dit gaan lees, asseblief. Ja. Nee, maar soos jy kan maklik as jy net 'n baie ewen oppervlakkige lees van die Bybel en net die Nuwe Testament gedoen het. En jy lees een van daai Gnostic Gospels, jy sal duidelik die change in tone agterkom. Want en ook die teologie is glad nie dieselfde nie. Dis hierdie weird geheime kennis en ons moet ons liggame ontsnap en Jesus doen weird goeters en ons van die evangelies uit 'n man word. Ja, of soos een van die Gnostic Gospels uit 'n ding met Maria Magdalena gehad en Jesus was eintlik getroud en daar was soos die Children's Gospel of Thomas, Jesus stamp 'n kind van 'n dak af want hy dink is snaaks, die kind gaan dood. Die village is upset omdat met Josef en Maria dat hulle seun hulle kind doodgemaak het. Jesus is soos van, ag my siel, julle mense is irriterend en hy resurrect net die kind want hy wil net mense van sy keus af hê. Ek vra vir enige Christen wat net soos 'n cursive reading van die Nuwe Testament gedoen het. Klink dit soos Jesus? Ja. Verstaan? Dis duidelik theologically nie orthodox nie. Want daar's ook ek kan nou nie maande wat sê nie, maar dan sit ook 'n account van die resurrection in die tomb. Die accounts van die tomb in die canonical gospels wat ons het, jy sit hulle bymekaar en jy kry die prentjie. Maar van hierdie Gnostic Gospels, hulle kom daaraan en is hierdie extravagant ding en het 'n kruis opgekom en die kruis het met die mense gepraat en die kruis het is baie net soos baie over spiritualized. Ja, dit voel vir my definitief maar soos 'n work of fiction. So, ja. Ek dink die gevaar is as 'n mens glo, as 'n mens nie okay, wag. Hoe gaan ek hierdie nou sê? Ek dink die gevaar is dat hoekom mense vasgevang word in hierdie false gospels, nê? Is want hulle glo dat daar meer is as net dit wat in die Bybel staan. So die Bybel is nie noodwendig in daai persoon se understanding die volledige openbaring nie, maar daar's meer. As ek net dink aan soos wat ek nou al gehoor het, mense sal byvoorbeeld dink hy was in India en hy het daar goed gedoen en hoekom kan ons nie glo dat hy dalk daar was nie? Hoekom moet ek glo net wat in die Bybel staan? En dit kom uit 'n plek van 'n gebrek van verstaan wat die Bybel werklik is en hoe die Bybel saamgestel is. So dit is hoekom ek net caution. Like jy weet, ons is nie 'n kult wat nie ander goed lees nie, okay? Gaan lees ander goed. Ek dink net, besef net eers dat die Bybel is die geskrewe die volledige geskrewe openbaring van God. Hy het vir ons die Bybel aan mekaar gesit oor die geskiedenis heen, sodat ons 'n plek van reference kan hê om hom vanuit te verstaan en te definieer in ons lewe. So met ander woorde, enigiets wat teenstrydig is van dit, hoe God dit aan ons openbaar het, of homself, of hoe hy dink oor dinge, is dan om dit moet verwerp word. Want dis nie in lyn met wat God sê nie. So as ons verstaan dat dit die rol is van die Bybel, dan kan jy sê, okay, ja, kom ek lees ander goeie. Jy moet net eers verstaan, daai goeie is nie authoritative nie, en hoekom is dit nie authoritative nie? Ja, ek sou sê dis in enige
sinds soos dit's die Berean principle. Die Bereane in Handelinge 17 het Paulus aanvaar en hulle twee goeie goed gedoen. En te sê the Jews in Berea were more noble than those in Thessalonica, for they received the word with eagerness, and they searched the scriptures daily to see if these things were so. So hulle was oop om te soos okay, ons sal jou hoor, Paulus, maar tweedens soos, hulle is nie skeptics nie, maar hulle is net soos, ons moet net check of hierdie, waar is, jy praat van die Messias, Jesus is die Messias, profesieë, en Paulus het 10 en al die argumente gemaak, soos wat ons sien hy op ander plekke maak, en hulle het net gaan check om te sien of het waar is. So, wat ook al jy lees, dis hoekom ek ook sal sê, die Gnostic goeders is nou duidelik heretical writings, dis een ding op sy eie, maar ek sal net in 'n general principle, as enigiemand net soos kerkgeskiedenis bestudeer, veral as jy die kerkvaders lees, hou jou Bybel langs jou, want is baie fun actually, want dan sien jy die references wat hulle maak, en die kommentaar, hulle het soos commentaries oor Bybelboeke ook, soos, dis baie ryk om dit te bestudeer, so hou altyd net jou Bybel by jou. Ja, dis 'n solid beginsel, ja. Great, Carnie, kom ons land hierdie gesprek met, vertel vir ons, sê vir ons, wat is die Nicene Creed? Sê, kan jy hom opsê, weet jy wat hy is? Oei, ja, jy vang my nou hier uit. Kyk, die apostels, dis hoekom die Nicene een is van, ek hou van hom, maar ek dink as 'n rede hoekom mense die apostoliese geloofsbelijdenis opsê, want hy sê korter. Maar ja, die een by Nicea. Ja. Geef ons een. Kan jy? Ken jy Ja, wat jy uit? Ek weet nie. Ek moet bieg, ongelukkig ken ek hom nie heeltemal uit. Het jy hom byderhand? Ja, ek kan hom byderhand hê. Ek het gewoonlik hulle hierso, jy soek Nicea spesifiek. Ja, geef ons die Apostles Creed, hy staan mos in Korintiërs, né? Hy staan in die Apostles Creed is een wat, dis ook 'n creed wat na die Bybelse tyd en die Apostelse tyd gekom het, maar dis 'n opsomming van Christelike geloof, en dan, here we go, en dan die ander een, Nicea, net hierso, ja, soos jy sal hoor, Nicea en die Apostles Creed klink baie dieselfde, maar die Nicene Creed is een wat, hoe kan ek sê, jy hoor dat hy het meer 'n emphasis op die plek oor Jesus se godheid. So wat ek kan doen is, hierso is die apostoliese geloofsbelijdenis. Okay. Ek het hom hier in Engels. Hy sê, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, is seated at the right hand of God, the Father Almighty, and from there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Sien jy daar, die Catholic gebruik, die Universal Church. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, resurrection of the body, and life everlasting. Amen. So, daai is een, as jy verstaan, soos toe ek groot geword het, baie in jou sisterskerke word die apostoliese geloofsbelijdenis opgesê. En dis 'n cool ding, ek dink amper elke Christen kerk moet dit doen. Dis baie waardevol om dit op te lees en vir jouself te memoriseer. So kom ons kyk gou na die Nicene Creed. Weet net gevas. As I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father of all worlds, God of God, light of light, the very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made. Who for us men for our salvation came down from heaven. He was incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary and was made man. And he was crucified also for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried, and the third day he rose again according to the scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the quick and the dead, whose kingdom shall have no end.
And I believe in the Holy Ghost, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. And I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins, and I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. So, Amen. ja, daar is in die Nicene Creed, kan jy sien, daar's 'n baie langer section oor Jesus, want hulle sê, okay, hy's God, okay, en hulle het sommer die Heilige Gees ook, want op baie tyd was daar groepe wat gesê, Heilige Gees is ook nie God nie. As dit net soos, kan ons net 'n geloofsbelijdenis, net iets by mekaar op een bladsy vir almal sit, soos hierdie is wat ons glo, mense, hierdie, en hulle back dit op met skrif en als, maar hierdie creeds is statements of faith. En dis net om op te som wat ons glo. Ja. Ja, as die kerk vandag 'n belydenis met aan mekaar sit, sal hy nog langer wees, want dit is amper asof hoe meer valslering en hoe meer kennis daar is in die kultuur, hoe meer in diepte moet die belydenis wees om al daai goeters te dek. Te sê ons glo die, jy weet, like ek weet daar's 'n basiese riglyn, maar soos nou om te sê, ons glo nie net in Jesus nie, ons moet verduidelik wat ons bedoel by ons glo in Jesus, maar ons glo ook dat hy begotten is en dat hy in dieselfde essence is as die Vader. So jy moet uitbrei wat jy bedoel by ek glo in Jesus. Dis nou in daai tyd. Wat nou nog van vandag? Imagine as die kerk nou hierdie Nicene Creed moet vat en ons moet hom elaborate. Ek dink hy kan baie meer dieselfde bly, maar dalk is daar fasette van goeters wat vandag in die kerk plaasvind wat sal ge-incorporate word om te sê oor dis wat ons glo. Jy weet. Dus ek probeer net sê, dis amper asof hoe meer kennis daar is, hoe langer moet die belydenis wees, want dit moet meer in touch wees met oor daai goeters is nie, daai goed is nie deel van wat ons glo nie. Ja, maar ek sal sê, as ek half nou met die jare wat ek so in ministry is, en van die goed wat ek al afgekom het. Ek bedoel, Ecclesiastes is reg, there is nothing new under the sun, daar is niets onder die son nie, letterlik, baie goeters wat vandag issues is in die kerk. Ek sukkel om iets te kry wat iets niets is, wat ek nie al voorheen, soos ek lees van hierdie vroeë kerkvaders, ek soos, ons het presies daai issue nog vandag. Ja. Mense wat die Heilige Gees misverstaan en misbruik, mense wat Jesus misverstaan en misbruik, mense, sê hy die Gees het opgestaan. Ja, dis die ding, soos baie valse leer wat vandag bestaan, het in een of ander punt in die kerkgeskiedenis 'n verskyning gemaak. Ek sal sê, in plaas van net om 'n nuwe creed op te stel en stof, ek dink net ons moet teruggaan, Christene van alle walks of life, ons moet net onsself weer reconnect met ons legacy. Soos letterlik, ons Christene voor ons, hulle het in persecution hierdie goed geskryf en vir ons neergelê in hulle wysheid en hulle kennis van die skrif, soos ons moet letterlik net dit gaan herontdek. Ons hoef actually nie iets te skep nie. Wat sê die gesegde? Weer eens, ek vergeet, met my nou nie quote nie, is nie original Carno quote nie, maar ek kan net nie onthou waar die vandaan is nie, maar the best way forward is to go back. Ek dink, ons is so obsessed met vandag se lewe, hierdie nuwe ding, kom ons doen hierdie nuwe ding in hierdie manier, en as ons dit so doen, en wat ook al, is dit soos, ek dink ons moet net op teruggaan. Ek dink ons moet gaan Back to basics. Ja, daar's 'n goudmyn, daai ou boeke wat stof opgaar van hierdie mense wat voor ons geleef het. Ons moet net dit gaan herontdek en die beginsels en die wysheid wat hulle het, weer gaan herontdek en gebruik. Want hulle, jy sal so geskok wees hoe mooi en diep dit is, nie net net abstract theology nie. Hulle sê, daar's so mooi goed daarso, soos die beauty of worship en want hulle het ook psalms geskryf, van die vroeë kerk psalms is vrek mooi, en is net soos, ja, ek weet nie, ek dink is net regtig sad, dat ons legacy vergeet het, ja. Hoorie Carnie, as iemand wil begin kyk na die kerkgeskiedenis, waar is 'n goeie plek om te begin? Maar ek soos eerstens sê wel, nommer 1, lees die Bybel. Het klink soos 'n cop-out, maar dit is jy moet die grondbasis in die skrif hê, want die vroeë kerkvaders, hulle quote mal erg die skrif die hele tyd,
En hulle het nie fancy Bible app reference, jy weet, bracket, quick reference klik, dis nie daar nie. Jy moet kan besef waar hulle hiervan aftrek. Maar so ek sal sê 'n sterk fondasie van die Bybel is belangrik, maar ek sal sê begin met soos die vroeë apostoliese vaders, Polycarpus met sy brief na Filippense is baie kort. So Google net Polycarp. Ja, Polycarp, wat ek kan doen, wat ek kan doen, fathers ek kan vir jou skakel stuur wat jy vir jou lesers dalk in die description of iets kan sit. Daar's 'n skakel na 'n kerk, dit is 'n webtuiste, en is 'n same soos hulle het al die kerkvaders se werke, of nie elke liewe nie, maar ons baie van die kerkvaders se werke vertaal in Engels in en beskikbaar op hierdie webtuiste waar mense dan freely net wat ook al kerk, Augustine is ook daar, jy weet, Athanasius is ook daar, so ek sal die ding se naam is Christian Classics Ethereal Library. En die collection van kerkvader vertalings kom van 'n ou Philip Schaff. Hy was 'n protestante kerkgeskiedkundige en so hy het wel lekker footnotes ingesit vir jou wat vir jou sê waar quote hulle hierdie skrif of waar kry so, dis wat dit ook nogal handig maak. Maar ek sal dit en 'n paar ekstra links vir jou deurstuur. Daar's 'n paar video's wat ek sal lesers aanmoedig net om te kyk van ouens wat jou guide deur methodology. Hulle sê net soos wat jy vooruitkyk en hoe jy dit moet benader, want weer eens daar's soveel misverstand as mense kerkvaders uit konteks quote of iets isolate en misverstaan en soos ek sê dis en weet dat die vaders het met mekaar verskil ook oor staf. En soos ek sê dit dis die rabbit hole gaan diep, maar dis 'n moeite werd om bietjie daar te gaan in die rabbit hole. Happy foraging. Happy foraging. Maar hierso is die website wat ek gewoonlik na gaan, ek het hom vinnig gesearch hierso. Is earlychristianwritings.com. En dis waar ek Clement, ek sien nou dis Clementson wat ek laaste gelees het. Ek probeer onthou wat se ene dit is wat op die skip is. It's a early church father en hy skryf, hy's op 'n skip, hy's op pad om vir die leeu's gevoer te word. Ek dink dit is Ignatius van Antiochië, ja. Daai is so powerful, man. Ja. Maar in elk geval, hierdie een is nou Clement, maar okay, die website se naam is earlychristianwritings.com. So, maar ek sal vir Karno se links ook in die description sit, so dan kan jy jou daar's 'n rykdom van keuses wat jy kan gaan kyk na. Ag, Karno, baie dankie. Ek dink dit was 'n wonderlike gesprek. Ek weet dis die eerste een van 'n paar wat ons gaan saam doen. So as hierdie jou fancy getikel het, subscribe, hit die notification button en share dit met iemand. Want dit is tog waardevolle inligting wat regtig jou 'n diepte in jou geloofsjourney kan gee. So ja, Karno, dankie vir jou bydrae en dankie vir jou diligence. Jy's so diligent en gedissiplineerd om hierdie goeters na te vors en is jou passie. Clearly, dit kom so duidelik oor dat jy passievol is oor hierdie dinge en ja, so dit is elkeen ons gawe. So ja, dankie vir die gesprek. Ja, en dankie Nadia weer eens ook vir die geleentheid om hier te kan wees en met jou te kan gesels en ja, en ek soos ek sê, ek moedig al die lesers en die luisteraars aan. Ja, hierdie is baie wonderlik en daar's baie om te leer. Moenie vergeet van waar jy kom nie. Ja. Yes, dankie.